Goeiemôre en baie welkom by vanoggend se saamwees. Dis 'n voorreg om saam met jou ook te kan wees so in die teenwoordigheid van die Here en dit wat ons ook saam mag beleef ook vanoggend. Ek wil jou graag nooi om sommer so jou gebed saam met my in ons saamwees is dan ook die Onse Vader. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy naam. Laat die ryk kom, geskied, soos in die hemel, so op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood en vergeef ons al ons skulde net soos ons vergewe die wat teen ons sondig. Laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose. Van U is die ryk en die sterkte en die ere vir ewig en ewig. As aanvangswoord, ons wil die Here loof met alles wat in ons is. Ons wil sy heilige naam loof. Ons wil die Here loof en nie van een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat ons van ons sondes vergewe. Ons wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie, want is hy wat ons van siekte genees. Ons wil die Here loof en nie van een van sy weldade vergeet nie, want dit is hy wat ons red van die graf. Ons wil die Here loof en nie van een van sy weldade vergeet nie, want is hy wat ons met liefde en ontferming kroon. Ons wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie, want dit is hy wat my die goeie en oorvloed laat geniet. Ons wil die Here loof en nie van een van sy weldade vergeet nie. Ja, mag het so wees dat ons vanoggend deur daardie selfde Here gegroet mag word, genade en vrede vir julle van God ons Vader, want hy sorg vir ons. En van die Seun, want hy het ons waarlik verlos. En van die Heilige Gees, want hy woon in ons. Amen. Ek wil graag sommer net vir so 'n oombliekie, daar waar jy is, jou nooi om saam met my stil te word, en dan gaan ons so gedeelte saam met mekaar lees. Here ons Here, baie dankie. Dankie vir die voorreg om dan ook as medegelowiges saam met mekaar vanoggend mekaar daaraan te herinner, om te sê, ons wil nie van u weldade vergeet nie. Here, ons wil vir 'n oomblik om stil word en luister. Ons wil vir 'n oomblik vergeet van die wêreld daar buite
en net die saam wees in ons heilige oomblik, wat ons saam met mekaar en saam met U mag hê, geniet, waardeer. Here, maar bo dit als, wil ons graag U stem kom hoor. Praat met ons, Here, mag ons hoor waarheen U met ons op pad is, dan ook in hierdie dag. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek dink sommer so in die tyd waarin ons is natuurlik in lydenstyd, besig om die weke af te tel na die groot heilige week, waar ons reg maak om Paasfees te vier. Ja, en wat hierdie dan ook vir ons mag beteken, in die besonder ook in hierdie tyd as gelowiges. Ek dink so aan hierdie tyd waar mense dalk sê, ons kies om te vas, of ons kies om dalk meer gefokus te wees, of met tekste in die Bybel besig te wees, wat vir ons iets van Jesus se lyding vertel, of dit vir ons duidelik maak. Dit om vir ons in herinnering roep. In hierdie tyd van lydenstyd is dit 'n geleentheid waar ons kan fokus op ons eie gebrokenheid en wat dit ook vir ons beteken dat Jesus ons kom red het. Ons dink aan 'n geleentheid waar ons dalk selfs bietjie meer sensitief is vir wat Christus se lyding vir ons beteken. Ons dink aan dit wat ons dalk selfs vir mekaar en vir ons kinders en vir medegelowiges en selfs nie gelowiges vertel in hierdie tyd. Ek wil jou graag nooi om vir so 'n oombliekie net 'n kort gedeelte saam met my te lees uit Kolossense 2 vanaf vers 6. Kolossense 2 vanaf vers 6. Lewe in verbondenheid met Christus Jesus. Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe, in hom gewortel en op hom gebou, vas in geloof, soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul. Pas op dat niemand julle van hom af wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dit is die dinge wat berus op die oorlewering van mense, op wettiese godsdienstige reëls en nie op Christus nie. In hom is die volle wese van God beliggaam, en in verbondenheid met hom deel julle in sy volheid. Hy is die hoof oor al die bose magte. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook besny. Nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus, en dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. Dit het by die doop gebeur, deurdat julle toe saam met hom begrawe is. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook saam met hom opgewek, en omdat julle geglo het in die krag van God wat hom uit die dood opgewek het. Julle was dood deurdat julle gesondig het, en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak, deurdat hy ons al ons sondes vergewe het. Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vergoed weggeneem. Hy het die bose magte ontwapen en hulle in die openbaar vertoon, deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. Ek wil jou graag vra, kan jy onthou? Kan jy onthou waar het jy jou doopseel gebeere? Kan jy dalk iewers daar in 'n boekrak in die huis jou Bybel gaan haal wat jy sê, ek het hom gekry die dag toe ek gedoop is. Ek dink sommer nie aan ervarings wat ons al hier in die gemeente gehad het en die belewenis om dan ook hier 'n baba te kan doop en wat hier gebeur. Ek dink sommer so aan my eie kinders se doop en ek het die voorreg gehad om hulle te kon doop en ek dink aan dit is so interessant hier by ons in die gemeente, elke baba wat ek nou al gedoop het nooit gehuil nie. En die dag toe ek my oudste kind self, toe dit die geleentheid is en ek haar doop, toe het sy gehuil. Ja, ons onthou die dag, ons onthou die foto's, ons onthou die geleentheid, ons het iewers die doop Bybel of dan die doopseël of dalk 'n kers. Ons gemeente het 'n mooi gebruik om 'n kers te gee en ons moedig ouens aan om hulle doopdag te vier soos 'n verjaarsdag. Wat het gebeur daardie dag?
Ons dink aan die woorde wat gebruik word. Ons dink aan ons wat gedoop word in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees. En wat dit beteken. Wat dit beteken, ek dink aan verbondenheid, is die eerste woord wat by my opkom. Nee, om ingelyf te wees, om deel te word van die fisiese liggaam van Christus hier op aarde. Om te sê, ek word deel van 'n familie. Dis wie ons is. Ek word hierby ingesluit. Ek behoort aan die Here self. Ja, en dan hierdie belofte wat my ouers maak, om te sê, ons beloof om vir hom of haar so groot te maak, dat hulle dan ook vir U mag ken. Ek dink sommer ook die gemeente, nee, wat ons hier vir mekaar sê, wanneer ons getuies is van die doop, en waaraan ons herinner word, opnuut weer, om te sê, ons behoort aan hom. Ek dink sommer dadelik aan die verhaal van Abraham, waar die Here met Abraham hierdie verbond sluit, nee, en sê, ek wil jou God wees, dis wie ek is. Dis wie ek wil wees. Al is jy gebroken, al is daar sonde in jou lewe, dat dit so is, dat terwyl ons weet, ons eintlik die dood verdien, die genade van die Here vir ons genoeg is. Ja, die genade vir ons genoeg is. Dan dink ons selfs in hierdie lydenstyd opnuut in ons eie gebrokenheid, en dalk selfs daar, Here, waar ek faal en nie kom waar U dink of glo ek behoort te wees nie. Maar om te weet dat U genade meer is as die sonde wat ek sou dra. Ja, dat U eintlik namens ons gesterf het, ons sondes vergewe het, U uit die dood uit opgestaan het, en dat U ook lewe. Ja, ek dink sommer aan iemand soos Paulus, wat so mooi dit beskryf in 2 Korintiërs 4 vers 10, wat sê, eintlik ons dra die dood van Jesus en die lewe van Jesus in ons liggame. En dan kyk mens na hierdie mooi brief wat hy skryf vir die Kolossense, en ons het al voorheen ook daaroor gepraat, maar hierdie wonderlike ding waar hy vir hulle sê, julle wat hom ontvang het. Onthou wie julle is. Julle is in hom gewortel, julle is op hom gebou. Ja, soos julle geleer is. En dan gebruik hy 'n mooi woord, hy sê, met dankbaarheid gevul. Met dankbaarheid gevul. Om met hierdie dankbaarheid gevul te wees, om te weet, maar dit het iewers te maak met hoe my getuienis lyk. Ons dink aan die woord wat hy hier gebruik, hy praat van verbondenheid, nee, om vas te wees, te behoort, geborge te voel, om deel te wees van. En dan is ek ook die wegstap, soos ons hier begin het ons gesê, van die weldade van die Here wil ons nie vergeet nie. Ja, dat ons dan ook mag weet, dat in ons gebrokenheid, in my sondes, in dit wat ek weet, my dalk van die fokus wat God vir my het kan afweghou. My sonde. Dit waaroor ek dalk self skuld gevoel het oor, om te weet, iewerste het hy hierdie skuld bewys. Hierdie eise wat teen ons ingestel word, is vasgespijker aan die kruis. Hy wat namens ons gesterf het, en dan ook die dood oorwin het. As ek weer terug by die doop en wat dit vir my beteken, in werklikheid om te sê, ons sterwe saam met hom, en in die doop word ons ook saam met hom lewend. Ja, hy het dit vergoed van ons af weggeneem. Wat beteken, dat eintlik in hierdie lydenstyd, terwyl die fokus dalk 'n bietjie anders te lyk, terwyl ons bewus is van die lyding van die Here Jesus, is dit ook so, dat hierdie 'n tyd is, wat eintlik my ook mag aanmoedig, en vir my hierdie motivering mag gee, dat ek in vryheid mag leef. Juis as gevolg van hierdie lyding. Die eise wat daar gestel is betaal. En dat ek dan daaruit mag leef. En dan is die vraag om te sê, maar hoe lyk hierdie lewe van my, as ek sê, ek is met dankbaarheid gevul. Ek is saam met hom begrawe, maar ek is ook saam met hom opgewek. Leef ek hierdie lewe? Spreek ek hierdie lewe? Getuig my lewe dat ek lewe? Dit te weet dat ek deur die doop deel word
van die dood van Jesus, maar dat ek ook nuut word en deel word van die lewe. Jesus se lyding en swaar kry, soos ons dit sien en soos ons daarop fokus, dan help die doop my eintlik om sê, ek onthou iets daarvan, ek word amper sê, ek word verbind aan hom, aan sy menslikheid. En dat ek juist daarom gered word en iets verstaan wanneer ek daaruit leef. Wat dit beteken om selfs in donker tye, dat ek kan weet, die lewe is ook vir my bedoel. Hoe kan ek dan eintlik omgaan met hierdie doopbelofte, om te weet dat God die inisiatief neem en sê, ek kom bied my aan, ek verbind myself en my liefde aan jou, en dat ek daaraan herinner word, en dat selfs hierdie lyding wat ons aan herinner word, en vier en herdenk, met die vooruitsig en die afwagting vir die Paase, dat ek aan jy sê, ek kan nie anders as om die weldade te onthou nie. Ja, om te weet dat die skuldbewys, dit wat teen my opgeskryf is, dis afgeskryf. Kom ons bid saam. Here ons Here, baie dankie. Baie dankie dat U in ons en deur ons en ook in my sigbare dinge doen. Dankie dat U bereid was om die eise wat eintlik vir my bedoel is, te neem en aan die kruis te hang, vas te spyker, en dit vir goed weggeneem is, en dat ek U dood en lewe ook in my liggaam mag dra, en ook so mag leef. Mag dit sigbaar wees in dit wat ek doen. Here, ek wil myself tot U beskikking stel. Ek wil myself so instel dat ek nie van U weldade vergeet nie. Dat ek my doopbelofte sal onthou, dat U Uself aan my verbind het deur U liefde. Dat U gesterf het, maar dat U ook lewe, sodat ek kan lewe. Amen. Die lied waarmee ons afsluit, natuurlik die bekende lied 292, my enigste troos. Ons sing daarvan strofe 1 en 2. Yes.
Genade en vrede vir julle, van God ons Vader, want hy sorg vir ons, en die Seun, want hy het ons waarlik verlos, en die Heilige Gees, want hy leef in ons.